In Rome, ons is ons derde week wat ons hierdie week doen. En kan ons net 'n hand gee vir die dekorspan? Julle doen so goed. Ons is besig met hierdie reeks wat sy naam is When in Rome, Live Like the Romans. Nee, don't live like the Romans. When in Rome, don't live like the Romans. Om 'n lewe te lewe waardig van die evangelie. Sodat wanneer ons in hierdie wêreld is, dat ons nie soos die wêreld lyk en dink en goeders doen nie, maar dat ons anders lyk. Dit is waaroor hierdie reeks gaan en die afgelope 2 weke het ons Romeine 12 vers 1 en 2 gebestudeer. Ons het ingezoom op hierdie 2 verse. En dit is waarmee ons besig is, Romeine 12. En ons gaan vandag aan met vers 3 tot 8. So as jy jou Bybel het, as jy welkom om uit te haal. As die skrif vir jou bietjie te klein is, ek is baie jammer, maar bring jou Bybel saam. Dan kan jy hom self lees. Maar daar soos hy, ons gaan vandag kyk na Romeine 12, dan nou van vers 3 tot 8. Deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen van julle, dat jy nie meer van jouself moet dink as wat jy behoort nie. Maar dat jy jou gedagtes daarop moet instel om verstandig te wees, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel het. Want soos ons baie ledemate in een liggaam het, en nie al die ledemate dieselfde funksie vervul nie, net so is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus, en individueel lede van mekaar. Sê nogal baie in daai vers 5. Ons het gawes wat van mekaar verskil volgens die genade wat aan ons gegee is. En as dit die gawe van profesie is, beoefen dit dan in ooreenstemming met die geloof. As dit is om ander te dien, gebruik dit dan vir dienswerk. Wie onderrig kan gee, moet onderrig. Wie kan bemoedig, moet bemoediging gee. Wie mededeelsaam kan wees, moet dit met opregtheid doen. Wie leiding kan gee, moet dit met toewyding doen. En wie barmhartigheid kan betoon, moet dit met blydskap doen. Kom ons bid saam. Here, hierdie is u woord en wat 'n voorreg vir ons, Here, om u woord te kan bestudeer. En mag u vanoggend, Here, iets nuuts in ons harte kom openbaar van wat u deur hierdie woord vir ons wil sê. Die manier, Here, hoe u hierdie woord gebruik het om die Romeine te bedien, Here, mag dit ons bedien vandag. En mag ons sien, Here, wat u vir ons gegee het en hoe dit bydra tot u liggaam, Here. Dis my gebed in Jesus naam. Amen. Die titel van die boodskap wat ek vanoggend met julle wil deel is, hoe jy oor jouself dink in die liggaam van Christus. Dis 'n lang titel, maar dit is belangrik vir ons om te weet hoe ek oor myself dink in die liggaam van Christus, want hier is elkeen van ons. Jy is deel van hierdie liggaam. Die vraag is, hoe dink jy oor jouself binne in hierdie liggaam? En so dit is belangrik dat ons die werklikheid van die Romeinse gemeente moet verstaan toe Paulus hierdie brief aan hulle geskryf het. Dit was 'n baie spesifieke tyd gewees. Dit was 'n interessante tyd gewees en jy kan na hierdie prentjie kyk. Wat gebeur het was die Jode het die kerk in Rome begin. Hulle was toe die gees uitgestort is in Handelinge 2 was daar definitief Jode wat teruggegaan het Romeine toe, en dit is hoe die kerk ontstaan het. Dit is hoe hulle dink die kerk ontstaan het. So, die kerk is nie geplant deur Paulus nie, wat die brief geskryf het nie. Die kerk was reeds geplant gewees. Hy het klaar ontstaan. En hulle het die boodskap van Jesus gedeel in Rome, en daar was Roomse burgers, wat deel geword het van die gemeente van Christus. Maar Claudius, die keiser van daardie tyd, hy was redelik anti-Joods. Daar was baie tension gewees. Dis die regte woord, spanning, né? Tussen hulle. En so hierdie keiser het die Jode uit Rome uit verban. Hy het hulle uitgejaag. Jy kan die storie gaan lees in Handelinge 18. So daar was nie toe meer Jode nie. So nou is daar 'n kerk, maar daar is nie meer Jode nie, daar is nie meer leiers eintlik nie. En so wat het gebeur? Die Romeinse heidene wat Christene geword het die kerk begin lei, né?
En toe Claudius sterf en Nero was die volgende keiser, het hy die Jode terugverwelkom. Want die Jode was eintlik goeie besigheidsmanne. Hulle het baie goeie besigheidsvernuf gehad, so hy het gesê, kom terug Jode. So nou kom die Jode terug en wat vind hulle? Hulle vind die kerk wat hulle begin het en ontstaan het, word nou gelei deur die Romeinse heidene. Deur van hierdie heidene, deur van hierdie Romeinse burgers. En net daar ontstaan daar spanning. Want doktrines verskil, leringe verskil, hulle gebruik verskillende praktyke, en so daar is 'n spanning wat kom tussen hierdie twee kampe, tussen die Romeinse heidene en tussen die Jode. En dit is waar hierdie gedeelte ons ontmoet. Want nadat Paulus die evangelie verduidelik het vir hierdie gemeente waar hy nog self nie was nie, in hoofstuk 1 tot hoofstuk 11, gaan hoofstuk 12 vers 1 en 2, en ons sien hoe Paulus hulle dan nou roep om hulle lewens aan God te gee en hulle lewens aan God te wy, en die eerste ding wat Paulus aanspreek, is hoe jy oor jouself dink in die liggaam van Christus. Want daar is hulle saam. Ons is nou saam. Hoe dink ek oor my rol in die liggaam van Christus? En so die vraag is, waarom het hulle gesukkel om die Jode toe te laat om die kerk te lei, toe hulle terugkom? Jy moet jouself daai vraag vra. Jy moet vra, waarom was daar regtig spanning? Wat het die spanning veroorsaak binne in hierdie gemeente? Waarom moes Paulus, wat hulle nog nie eers besoek het nie, hierdie brief aan hulle skryf? Waarom het hulle gesukkel om van hulle self te gee vir die voordeel van die liggaam? Hoekom was dit vir hulle so moeilik om hulle self te gee vir hierdie liggaam, wat hulle van deel is? Dit is tog my liggaam. Sukkel ons om onsself te gee vir die voordeel en die welstand van die liggaam van God? Dis die vraag vir ons vandag. En so ek wil graag met julle 3 baie belangrike waarnemings deel uit hierdie paar verse wat 'n direkte verwysing het na Paulus, wat Paulus aanspreek in hierdie verse. Hoe jy oor jouself dink in die liggaam van Christus. Dit is hoekom Paulus hierdie verse skryf. Hy help hulle om te verstaan. Jy weet wat is die evangelie, ek het hom vir jou mooi gegee. Jy moet verstaan, jy is deel van hierdie liggaam. En so hy help hulle. En so die eerste waarneming is die illusie wat ons moet verwerp. Daar is 'n illusie wat dit kan nie deel vorm van ons, hoe ons dink oor ons liggaam nie. Vers 3 sê, moenie van jouself meer dink as wat jy behoort te dink nie. Redelik regheid, né? Is redelik regheid. En vers 3 is die bepalende opdrag vir die hele paragraaf wat Paulus dan daarna sê. Dit is die bepalende opdrag. Hy sê, moenie oor jouself meer dink nie. Want alles wat dan volg, verduidelik waarom nugtere, vernuwende denke noodsaaklik is. Want die kernprobleem is 'n verdraaide selfpersepsie wat ek en jy vandag nog steeds mee sukkel. 'n Verdraaide selfpersepsie, 'n verdraaide selfbeeld, 'n verdraaide selfbewustheid. Stem jy saam? En so waarom het Paulus vir hulle gesê, hulle moenie hoor van hulle self dink nie? Dis baie eenvoudig, want hulle het hoor van hulle self gedink. Hy sê vir hulle, moenie hoor dink van jouself nie, want hy kon sien, hulle het hoor van hulle self gedink. Hulle het so hoog van hulle self gedink, dat hy was nie eers daar nie, hoe dit gegaan het in daai gemeente het hom bereik, en hy het gevoel, hy moet hulle na hulle skryf. En so Paulus begin, dis nie met hulle gedrag nie, waar hulle mee hulle moet ophou nie. Hy begin by hulle denke, hoe hulle daaroor dink, want alles vloei uit hoe jy dink en hoe jy jouself sien. Ons is terug by vers 2, né? Kan julle sien hoe hierdie skrif is sistematies, vloei hulle in mekaar, en van vers 1 af na vers 2, gee jou lewe as 'n offer aan God, sodat jy gevorm kan word deur jou denke, want as jou denke in jou nie vorm nie, dan gaan jy jouself anderster sien in die liggaam van Christus.
Daar's 'n sistematiese vloei aan hierdie gedeelte. En hy sê, moenie te hoog van jouself dink nie, dink met nugtere oordeel, daardie woord nugtere, of in hierdie vertaling wat ek gebruik het, verstandig, of in die Engels sê dit sober, daai woordjie sober, dit beteken duidelik, dink duidelik, dit beteken akkuraat, dit beteken gegrond in die werklikheid. So daar's 'n dink met akkuraatheid, dink wat gegrond is in die werklikheid en dink duidelik. So as 'n mens eintlik dan aan mekaar kan sit, sal dit so klink. Dink duidelik, akkuraat en gegrond in die werklikheid oor jou verdraaide selfpersepsie, selfbeeld en selfbewustheid. Kan ons so begin dink oor onsself? Want nou gaan ons onsself sien vir wie ons regtig is en wat ons nodig het om te verander sodat God ons kan gebruik in die liggaam van Christus. Maar ons neem dikwels aan dat hierdie probleem is net trots, né? Ek het nie trots nie. Ek is okay. Maar ons twee verdraaiings wat Paulus hiervan praat. Ja, die eerste een is trots. Ek is belangriker as wat ek is. En dit is baie subtiel, vriende, vandag, want my gawe bepaal my waarde. Dit wat God vir my gegee het, dit is wat my waarde gee. Of ek verdien erkenning. Nee, jy verdien niks. Dis genade. Ek is sentraal. En as dit nie my manier is nie, dan neem ek aanstoot. Of ek verlaat die kamer. Ek onttrek. Dis wat trots sê. Maar ons 'n tweede verdraaiing wat ons soms nie raak sien nie, in die gemeente nie. En dit is onsekerheid. In Engels, insecurity. Ek is minder belangrik as wat ek is. Ek sien myself as minder waardig. Ek het niks om te bied nie. Ek hoef net hier te wees. Want ek het niks om te bied nie. Ander is meer bruikbaar. Daar is ander wat dit kan doen. Ek sal eerder op die kantlyn bly. En as mense jou dan nie opmerk nie, dan neem jy aanstoot. En al twee hierdie verdraaiings wat Paulus van praat in hierdie gedeelte, is wat divisie bring in die gemeente. Daar is trots onder hierdie Romeinse heidene gewees, en daar is insecurities. En dieselfde by die Jode, en dan vorm daar spanning. Albei is verkeerd. En albei is vorm van onnugtere of ongesonde denke. So waarom is dit so ernstig? Want Paulus grond dit in volgens, hoor wat mooi wat hy sê, volgens die maat van geloof wat God aan elkeen toebedeel. Wat God aan elkeen toebedeel. Die mate van geloof wat God aan elkeen toebedeel. Hoor jy dit? Wat God aan elkeen toebedeel, nie wat jy gekies het nie, of wat jy gemaak het nie, of wat jy gedefinieer het nie, wat God toebedeel het. En so met ander woorde, jou lewe, jou rol, jou kapasiteit, is nie self geskep nie. Dit wie jy is, dit is deur God toegewy, dit is deur hom gegee, dis deur hom uitgedeel. In Engels is daar 'n mooi woord, it is assigned to you, vir 'n assignment. Jy het hom nie net gevat en gesê, yes, hier's ek nou, dis wie ek is. Nee, God het dit vir jou gegee. Maar trots sê, ek het dit gemaak. En onsekerheid sê, God het 'n fout gemaak. Hoor julle die twee die hele tyd? Daar's 'n spanning wat dit vir ons veroorsaak in die gemeente, tussen hierdie twee. Maar die evangelie sê vir jou, jy is nie self gemaak nie. Jy is nie self gedefinieer nie. Jy is nie self toegeken nie. Jy is 'n ontvanger van genade.
Kan jy dit hoor vanoggend? Ons is 'n ontvanger van genade. En die vraag is, dink jy oor jouself volgens genade of volgens vergelyking? En dit is so maklik en lekker in die kerk. Ons vergelyk met mekaar. Hy doen min, so ek doen min. Hy doen niks, so ek doen niks. Of kyk hoe baie doen hy, ek wil ook dit doen. Maar ons is ontvangers van genade. En kan ons aan onsself dink deur genade. Ons moet trots en onsekerheid in die liggaam van Christus verwerp, soos Paulus dit verwerp het. Want dit sal ons nie verenig nie. Die tweede waarneming in hierdie gedeelte is tussen vers 4 en 5 en dit sê die identiteit, dit praat van die identiteit wat ons moet aanneem. Die identiteit wat ons moet aanneem, kon julle onthou hoe het die identiteit wat die Rome gehad het, is gevorm deur die omstandighede waarin hulle self bevind het, deur die kultuur. Hoor wat sê vers 4 en 5, want soos ons baie ledemate in een liggaam het, want soos ons baie ledemate in een liggaam het, Paulus skuif nou van die individu af na die liggaam van Christus. Daar is 'n skuif wat gebeur. Jy moenie so dink oor jouself nie. Dit is nie hoe jy oor jouself moet dink nie, want ons is 'n liggaam. Jy is deel van 'n liggaam. Jy is nie onafhanklik nie. Maar ons moderne kultuur sê, bou jou eie lewe. Bou jou mure 6 voet hoog. Bou vir jou 'n groot huis en wees alleen daar binne. Laat niemand toe daar binne nie. Want jy het dit nodig. En ek sê nie daarmee moenie vir jou 'n groot huis bou nie, dis nie wat ek sê nie. Maar ons kultuur sê definieer jouself. Definieer jou eie pad. Ek sal self. Niemand sal vir my sê nie. Ons kultuur sê vir ons wees selfstandig. Baie van ons manne het toe ons klein was, het ons tegengekom en jy moes iets vra en iemand het vir jou iets gesê en jy het 'n besluit aan die binnekant gemaak. Ek sal nooit weer iemand iets vra nie, ek sal dit self doen. Die kultuur sê dit, wees selfstandig. Vra niemand niks, werk harder. Dis 'n individualistiese lewe en ons het oukei geraak daarmee. Jy kort niemand en niemand kort jou, maar hierdie skrif sê iets anders. Paulus probeer vir hulle om iets anders te kan verstaan. Dit sê, net so is ons, al is ons baie, is ons een liggaam in Christus. En elkeen afsonderlike lede van mekaar. Beteken ons het mekaar nogal nodig. Nie ons woon saam kerk by, hier is ons nou saam, ons woon lekker saam kerk by, of ons assosieer met mekaar. Want daar is 'n naam, Every Nation, so ek assosieer met Every Nation. Of die Bloubulle, of die Springbokke, as hulle wen, het ons gewen, maar jy het eintlik net op jou TV geskree. Jy het niks gedoen nie. Dis assosiasie. Ons assosieer met die Bloubulle of met die kerk, maar dis nie wat Paulus hiervan skryf nie. Dis oukei om met die Bloubulle te assosieer, maar dis nie wat Paulus van die kerk skryf nie. Hy skryf elkeen afsonderlik lede van mekaar. Ons behoort aan mekaar. Ons behoort aan mekaar, soos in hardloop. Iemand al ver gehardloop? Martin daar agter. Martin en Christo was by my eerste marathon. Ek kan nie onthou of julle bly tot die einde nie, maar ek weet dit was baie lank, 5 ure. Toe ek al inkom, toe wou my bene nie meer nie. Ek moes eintlik my hande nodig gehad om my been op te lig. Daar is so. Maar kan julle sien hoe my hande my bene nodig gehad het? My bene het my brein nodig gehad om te sê, Roots, kom jy kan nog. En ek het vir Dani nodig gehad om vir my te sê, kom champ, jy kan. Elke ledemaat daai dag was nodig geweest om my oor daai lyn te kry. Of was dit baie lank? Ek weet dit lyk nie asof ek 'n marathon gehardloop het nou nie.
Dis nie waar ons praat nie. Maar as ons mekaar so nodig het, kan julle hoor dat ons is afhanklik van mekaar. En as ons afhanklik is van mekaar, hoor, luister mooi vriende, dit verander alles. Dit verander alles. Want dan kan jy nie sê, ek het nie ander nodig nie. Jy kan nie dit dan sê nie, ek sal niemand vra nie. Daai geloofsoortuiging is dan teologies volgens God verkeerd en volgens sy woord. Ander het my nie nodig nie, ek sal eerder daar bly. Want in Christus is ons verenig. En so aan die onafhanklike persoon vanoggend, jy weet wie jy is. Jy is nie ontwerp om alleen te funksioneer nie. Kan jy dit hoor vanoggend? Jou krag is nie selfstandigheid nie. Dit is jou verbintenis in Christus se liggaam en ons het jou nodig. Ons het jou nodig. Hierdie liggaam het jou nodig. Hou op om onafhanklik te wees. Aan die teruggetrokke persoon vanoggend kan jy hoor dat jy is nie opsioneel nie. Jy is nie net 'n ekstra nie. Kan jy vanoggend hoor dat die liggaam mis iets wanneer jy nie betrokke is nie. Dit sal nie dieselfde wees as jy nie hier is nie. Ons het jou nodig. Laas jaar in September nooi 'n paar van die ouer manne in die gemeente my 55 Alive. Nooi hulle my om saam met hulle te gaan jag. En ek moet sê tot op daai stadium het ek nie hierdie gemeenskap raak gesien nie. En ek moes confess daaroor voor die Here. En Here doen iets in my hart. My naweek, saam met daai 5 mans, almal oor 60. Ek is die enigste onder 40. En die Here sê vir my, hierdie mense, hierdie mans, het 'n plek nodig in julle gemeenskap. Daai groep wat ons begin, is nie net somme net om 'n paar ouer mense saam te kry om sop te eet nie. Hoor julle mooi wat ek sê? Dis om mense bymekaar te kry want hulle het 'n doel in hierdie lewe. Daar's jong mense wat deur moeilike tye gaan, hulle weet nie vir wie om te vra om hulle te help nie. Daar's huwelike wat nog jonk is, wat ten gronde gaan, omdat daar nie ouer mense is wat hulle kan help nie. Daar's 'n rede kom ons hierdie groep bymekaar kry. Want hulle gaan hierdie gemeenskap sterker maak. Moenie nie deel raak nie. Word deel. Waarom sukkel ons om van onsself te gee vir die voordeel van die liggaam? Is Christus die middelpunt? Hoor wat sê hierdie gedeelte? So is ons, al is ons baie, een liggaam in Christus. Hy is die senter van wat ons bymekaar bring. Ons eenheid is nie gebaseer op ons persoonlikhede nie. Ek het 'n mooi persoonlikheid. Nee, dis ook nie gebaseer op ons kultuur nie. Dis nie gebaseer op ons voorkeure nie. Wat ons van hou nie. Is gebaseer op Christus wat ons bymekaar bring. Christus wat ons eenheid definieer. En hy is die een wat ons bymekaar bring. Hy is die een wat ons bymekaar hou, vriende. Ons is nie hier om dit beter weer is vandag nie. Ons is hier as gevolg van Christus wat ons bymekaar hou. En hy is die een wat ons definieer. Dis wonderlik om te kan weet dat ek hoef nie myself te definieer nie. Ek kan net myself wees, want my Skepper het my klaar gedefinieer vir wie ek is. Ek hou daarvan om saam met mense te wees en te kuier en te praat en te goeters. En Dani is nie so sterk daarin nie, maar saam maak ons mekaar sterker, want ons is die liggaam van Christus. Daar is ander goed waarin hy baie sterker is, wat ek nie so goed in is nie, en ek hom nodig het. En so het ons almal mekaar nodig. Die laaste observasie sê, die genade wat ons moet bestuur. Die genade wat ons moet bestuur. Luister mooi, ons kan baie tyd spandeer vanoggend op hierdie gawes en op die gawes. En ons spandeer baie tyd op die gawes.
Maar as jy nie die gawes verstaan hoekom God dit vir ons gegee het en hoe dit jou definieer binne in die liggaam nie, dan gaan jou gawe jou teen die grond afdryf. Vers 6 tot 8 sê, ons het gawes wat van mekaar verskil, hoor mooi, volgens die genade wat aan ons gegee is. Volgens die genade wat aan ons gegee is. Daar is genade wat bepaal hoe jou gawe gaan uitspeel. Genade, nie volgens jou talent nie, nie volgens jou prestasie nie, nie volgens jou status nie, volgens genade. En gawes word gegee, nie verdien nie. Ek weet, Roan hou van golf. En soos ek vanoggend vir hom 'n splinter nuwe golfbal gee, geniet hom. Gee ek daai vir hom, hy het niks gedoen om hom te verdien, hy het net daar gesit en geluister. Hy het niks gedoen om hom te verdien nie, ons kan nie ons gawes bepaal nie, daar is 'n gewer van gawes. Ons verdien dit nie, ons kry dit vir wie God ons gemaak het om te wees. En is hier waar ons harte ons soms ontbloot, vriende. Want ons is mens. En ons maak gawes ons identiteitsmerkers. Sê wel, ek het nou hierdie gawe gekry, wel dit is wie ek is. Ek is goed met sing, so ek is 'n singer. Sanger. Ek het dit opsetlik so gesê, Liam, hou op. Dis my gawe. Dis net 'n gawe. Dis nie jou identiteit nie. Maar Paulus breek dit vir ons af, want elkeen van hierdie gawes wat genoem word, is uitdrukkings van genade. Ek hoop jy kan dit hoor vanoggend. Dien, leer, bemoedig, gee, lei, bewys barmhartigheid, maar die vraag is, baie keer wat ons vra, en dis nie die vraag nie, is, wat is my gawe? Wat is my, en dis nie die vraag wat ek wil hê jy moet vra vanoggend nie. Die vraag is, bestuur jy jou gawe volgens die genade wat aan jou gegee is? Bestuur jy die gawe volgens die genade wat God vir jou gegee is? Wat bedoel jy daarmee? Dis die manier hoe ons gawes uitleef. Leef ons dit so uit, dien om raak gesien te word. Of leer om erken te word, of lei met aansien, of ek gee sodat almal moet weet, of bewys ek barmhartigheid met bybedoelings. Jy sien, Paulus het vir ons 'n manier gegee, die genade van hoe ons gawes moet uitleef. Hy sê, dien ywerig, leer getrou, lei met ywer, gee vrygewig, bewys barmhartigheid met blydskap. Want in die koninkryk van God is sigbaarheid nie 'n maatstaf nie. Dit gaan nie oor of jy raak gesien word nie. Dit gaan nie oor die platform nie. Dit gaan oor getrouheid. Dit gaan oor of as jy getrou met dit wat God vir jou gegee het. Deur die genade wat jy dit mee uitleef. Jy mag dalk nooit op 'n platform staan nie. Maar kan ek vir jou sê, as jy getrou is, dan dien jy waar God jou geplaas het. En jy leef volgens sy ontwerp. Volgens dit wat hy vir jou gegee het. Ons dien nie vriende om iets te verdien nie. Ons dien omdat Christus reeds vir ons alles gegee het. Ons dien omdat Jesus het alles vir ons gegee. Ons verdien niks nie. Ons het net gekry en daarom kan ons dit doen wat hy ons roep om te doen. Wat hy ons vra om te doen. En hy het ons in sy liggaam ingebring, vir ons genade gegee en ons plek bepaal. Hy het jou plek bepaal hierso. So nou tree ons in. Nie om onsself te bewys nie, maar om deel te neem aan dit wat God besig is om te bou. Amen. Kan jy jouself 'n gemeenskap van gelowiges, 'n kerk, voorstel, waar niemand probeer om beter te wees as die ander een nie.
Kan jy jouself voorstel waar niemand onseker is en wegkruip nie? Kan jy iets sien waar almal weet hulle behoort? Ek behoort hier, hierdie is my familie, hierdie is my liggaam. Waar jy weet almal dra by. 'n Kerk waar genade identiteit bepaal. Waar Christus eenheid bepaal. En waar getrouheid sukses bepaal. Dit is wat Paulus van skryf toe hy hierdie gedeelte geskryf het. So die vraag is nie, wat is my gawe nie? Maar eerder, waarom sukkel ek om van myself te gee vir die voordeel van die liggaam? Waar weerstaan ek genade en die maat van geloof wat aan my toegedeel is dit trots? Is dit onsekerheid? Of is dit passiviteit? Ons gaan 'n oomblik neem om net so 'n bietjie te reflekteer. So kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die geleentheid wat ons vanoggend het, Here, om te reflekteer oor ons eie lewens, waar ons is, Here. Wat U ons voor geroep het. My gebed is vanoggend, Here, dat U in elkeen van ons die goeie werk wat U begin het, sal klaarmaak. Mag ons besef, Here, waar U ons geplaas het en wat U ons tot geroep het. Mag U ook vanoggend, Here, U vingers kom plaas op trots. Daai areas, Here, waar ons U nodig het, waar ons dink ons kan dit self doen. Ons het nie ander nodig nie. Selfs U, Here, het my nie nodig nie. En dis die insecurities, die onsekerheid, Here, mag U vinger op dit kom plaas. Daar waar ons net op die kantlyn wil sit en dink ons is nie goed genoeg nie. Mag ons vanoggend kom, Here, en om verskoning vra vir dit. En vra, Here, kom help ons. Kom lei ons en rig ons, gee vir ons die rigting, sodat ons dit kan doen, Here, deur die genade wat U ons geroep het om te doen. Dat ons nie ons identiteit sal vind in die gawes wat U ons mee geseën het nie, Here. Maar dat ons dit sal doen omdat U het klaar alles gegee vir ons. Ons is net besig om U hand te wees, of U voet te wees, of U arm te wees. Ons is beter wanneer ons saam is. Mag U vir ons onderskeiding gee om effektief te wees om dit te kan doen. Vat 'n oomblik en reflekteer oor hierdie vraag en oor hierdie boodskap vanoggend. En mag God deur sy Gees met jou praat.